Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dis vandag Sondag, die 28ste Junie 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: EFF distansieer homself van 'n video op sosiale media. Jou volle storie is hier. Nog berigte: spanne gaan help in Venezuela na groot aardbewing. Hy kry net pap en kool in die tronk, volgens Piet. Arena is ook gereed vir Wimbledon. Onder 20 bokkies wen met 'n groot telling. Die EFF het hom van 'n video wat tans op sosiale media versprei word, gedistansieer. Volgens die party het die beeldmateriaal nie die EFF se amptelike standpunt of optrede verteenwoordig nie en moet dit nie met die organisasie verbind word nie. Die EFF het 'n beroep op die publiek gedoen om versigtig gewees vir misleidende video's en plasings wat op sosiale media versprei word. Die party sê daar's individue wat doelbewus verkeerde inligting versprei om verwarring te saai en die EFF se naam skade aan te doen. Die party het beklemtoon dat slegs verklaringe en video's wat op sy amptelike kommunikasiekanale gepubliseer word as eg en betroubaar beskou moet word. Internasionale reddings- en mediese spanne is besig om Venezuela binne te gaan nadat 2 kragtige aardbewings die land vroeër die week getref het. Die aardbewings met 'n totaal van 7,2 en 7,5 het groot verwoesting in die kusgebiede en die hoofstad Caracas veroorsaak. Meer as 1600 buitelandse reddingswerkers het uit onder meer VSA, Mexico, Kolumbie, Brasilië, Argentinië, Spanje, Frankryk en Duitsland en Indië gehelp om die soektog na oorlewendes. Spesiale reddingshonde, swaar toerusting, veldhospitale en noodvoorrade is ook na die rampgebiede gestuur. Reddingsspanne werk dag en nag om mense onder die puin op te spoor, terwyl duisende inwoners steeds sonder elektrisiteit, water en skuilings is. Die dodetal het meer as 1400 gestyg en 10.000 mense word nog vermis of is ontheem. Die Verenigde Nasies en verskeie internasionale hulporganisasies het 'n beroep op die wêreldgemeenskap gedoen om Venezuela met finansiële steun, mediese voorrade en noodlenings by te staan terwyl die reddingsoperasies voortduur. 'n Parlementêre ad hoc komitee het bevind dat 'n gebrek aan aanspreeklikheid en dissiplinêre optrede teen polisielede die geloofwaardigheid van die Suid-Afrikaanse Polisiediens, oftewel SAPD, ernstig ondermyn. Volgens die komitee word baie gevalle van beweerde wangedrag nie behoorlik ondersoek of met gepaste dissiplinêre stappe opgevolg nie. Die komitee sê die afwesigheid van gevolge skep 'n kultuur waar amptenare glo hulle kan sonder aanspreeklikheid optree. Die verslag waarsku dat hierdie situasie die publiek se vertroue in die polisiediens verder verswak en dring aan op dringende hervorming om dissipline, deursigtigheid en verantwoordbaarheid te versterk. Die komitee beveel aan dat alle beweringe van wangedrag vinnig ondersoek moet word en dat skuldige polisielede sonder versuim gedissiplineer moet word. Dit sluit ook strengende toesig, wederkeringsprosesse vir senior beamptes en sterker meganismes in om korrupsie binne die SAPD te kan bekamp. Die voormalige prokureur Piet Viljoen het tydens sy jongste hofverskyning gesê die omstandighede in die Gossie-Mampuru 2 korrektiewe dienste sentrum is uiters moeilik. Hy het aan die hof gesê hy kry hoofsaaklik pap en kool om te eet en die toestande as haglik beskryf. Viljoen, wat op sowat 400 klagte is van onder meer bedrog, korrupsie, diefstal, myneet en vervalsing teregstaan, het ook aangevoer dat die tyd in aanhouding 'n negatiewe uitwerking op sy gesondheid het. Sy regsverteenwoordigers het hierdie omstandighede as deel van 'n borgtogbetoog aan die hof voorgehou. Die staat stel egter steeds sy borgtog aansoek teen en hou vol dat die erns van die aanklagte en die risiko wat hy die reg kan ontduik, regverdig dat hy in aanhouding bly. Die minister van korrektiewe dienste is beveel om meer as 1 miljoen rand aan 'n voormalige gevangene, Zahid Seda, te betaal nadat hy tuberkulose oftewel TB opgedoen het, terwyl hy as 'n verhoorwagtende gevangene in die Polsmoor gevangenis aangehou was. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof het beslis dat die minister 100% aanspreeklik is vir Seda se skades. Hy het tussen 2000 en 2003 in Polsmoor aangehou gebly en is in 2001 met TB gediagnoseer. Die hof het bevind dat die staat versuim het om 'n doeltreffende stelsel te handhaaf om die verspreiding van TB in die oorvol gevangenis te voorkom. Seda het ontvang R350.000 vir algemene skadevergoeding, asook R717.000 se rente wat oor die jare opgebou het. Die totale bedrag beloop meer as 1 miljoen rand en die minister moet ook sy regkostes betaal. Die uitspraak volg na 'n regsproses van meer as 21 jaar en steun op 'n belangrike vroeëre beslissing van die Konstitusionele Hof van Suid-Afrika wat bevind het dat die staat 'n grondwetlike plig het om gevangenes teen voorkombare TB-besmettings te moet beskerm. 'n Taxi-eienaar is Vrydagmiddag in Lawensrylaan, Elsiesrivier doodgeskiet toe onbekende aanvallers verskeie skote op sy voertuig afgevuur het. Hy is op die toneel doodverklaar nadat hy verskeie skietwonde opgedoen het.
Volgens die polisie is 'n moordsaak geopen en ondersoek speurders alle moontlike motiewe. Daar word vermoed dat bendegeweld moontlike rol in die aanval gespeel het, hoewel geen verdagtes nog in hegtenis geneem is nie. Die polisie doen 'n beroep op enige iemand met inligting oor die skietery om na vore te kom. Inwoner van Elsiesrivier sê hulle is bekommerd oor die toenemende geweld in hierdie gebied en hoop die skuldiges sal spoedig aangekeer word. Al hoe meer Suid-Afrikaners gebruik geld wat uit hulle aftreë spaarpotte onttrek word om aanlyn te dobbel, wat groot kommer onder finansiële kenners wek. Volgens skuldberaders en finansiële adviseurs word 'n groeiende deel van hierdie uitbetalings nie vir skuldafbetaling of noodsaaklike uitgawes gebruik nie, maar eerder op aanlyn dobbelplatforms bestee. Die Suid-Afrikaanse Savings Institute het ander bedryfskenners waarsku dat die neiging mense se langtermyn finansiële sekuriteite ernstig kan benadeel. Kenners sê die sogenaamde twee-pot aftreestelsel was bedoel om mense in finansiële nood te help, maar sommige gebruik hierdie geld vir riskante dobbelaktiwiteite in die hoop om vinnig meer geld te maak. In baie gevalle lei dit tot verdere skuld en finansiële probleme. Finansiële adviseurs doen 'n beroep op Suid-Afrikaners om hulle aftreë spaargeld verantwoordelik te gebruik. Hulle waarsku dat geld vandag deur dobbel verlore gaan. Suid-Afrika se wêreldbekende verspringer, Luvo Manyoga, het weer sy klas gewys met 'n indrukwekkende sprong van 8.35 meter tydens 'n byeenkoms in Jerusalem, waar hy die kompetisie oortuigend gewen het. Manyoga het van die begin af sterk gelyk en het sy beste sprong van 8.35 meter die veld agter hom gelaat om die goue medalje te verseker. Die prestasie bevestig sy vermoë om steeds op internasionale vlak mee te ding, ondanks 'n onderbrekende loopbaan oor die afgelope paar jare. Die windtoestande was egter effens gunstig, met 'n meting van ongeveer 2,6 meter per sekonde, wat beteken dat die sprong nie vir rekorddoeleindes erken kan word nie. Nietemin bly dit 'n hoëgehalte sprong wat sy goeie vorm onderstreep. Manyoga, voormalige wêreldkampioen en Olimpiese medaljewenner, het in die verlede al verder as 8.60 meter gespring, maar sy jongste prestasie toon dat hy weer by internasionale topvlakke rondbeweeg. Die Suid-Afrikaanse kampioen se vertoning in Jerusalem gee hoop dat hy in komende internasionale byeenkomste weer 'n ernstige mededinger vir groot titels kan wees. Wallis het 'n harde, maar opwindende toetswedstryd en die Barbarians in Cardiff met 33 teenoor 31 punte gewen in 'n wedstryd wat tot die laaste minuut oopgebly het. Die tuisspan het sterk begin en vroeg druk op die besoekers geplaas met vinnige aanvalle en goeie balverspreiding. Hulle het egter nie daarin geslaag om heeltemal weg te breek nie, aangesien die Barbarians met hulle kenmerkende aanvallende styl telkens teruggeveg het om binne trefafstand te bly. Teen die halftyd was die wedstryd reeds baie nou met min skeiding tussen die spanne en die tweede helfte het beide kante 3 uitgeruil, wat die spanning tot op die einde hoog gehou het. Wallis het uiteindelik net die oorhand gekry met 'n paar belangrike verdedigende stoppe en doeltreffende skopwerk in die slotfase. Die Barbarians het tot die laaste minuut bly druk, maar kon nie die wen-3 gevind het nie. Rugby-ontleeders het na die wedstryd gesê die oorwinning kan 'n belangrike keerpunt vir Wallis wees, met die hoop dat die span nou weer momentum opbou en terugkeer na meer konsekwente oorwinnings in die internasionale rugby. Die wedstryd word beskryf as 'n tipiese Barbarians ontmoeting, vinnig, los en vol aanvalsrugby. Ierland vroue T20 span het 'n indrukwekkende en sinitergende oorwinning behaal oor Wes-Indië toe hulle die teiken van 129 lopies in 9,4 beurte suksesvol gejaag het om met 6 paaltjies te wen. Wes-Indië het eers gekolf en 'n totaal van 128 vir 7 in hulle 20 beurte bymekaar gemaak. Die beurt was gebou op 'n bestendige, maar nie oorheersende kolwerk nie, terwyl Ierlandse bowlers deurgangs dissipline en beheer getoon het om die lopietempo te beperk. In antwoord het Ierland hulle jaagtog met selfvertroue begin en die openingspaar wat 'n stewige fondament gelê het. Die middelorde het daarna die momentum volgehou en gesorg dat die Ire nooit te ver agter die vereiste looptempo geval het nie. Hoewel Wes-Indië in die laaste fase van die wedstryd probeer terugveg het met stywer balwerk en druk op die kolfspan, het Ierland koelkop gebly. 'n Paar belangrike houe in die laaste 2 beurte het die verskil gemaak en die oorwinning verseël net voor die laaste baldrama kon begin het. Die wen word as 'n belangrike prestasie vir Ierland beskou, veral teen 'n Wes-Indiese span wat bekend is vir hulle kragtige en ervare T20 eenheid. Die oorwinning het ook 'n stewige hupstoot aan Ierland se selfvertroue in internasionale vroue kriket gegee. Suid-Afrikaanse vroue kriketspan speel vandag hulle laaste groepfase wedstryd teen Bangladesh in die 2026 ICC vroue T20 wêreldbeker in 'n kragmeting wat deurslaggewend kan wees vir hulle plek in die uitklopfase is. Kaptein Laura Wolfhard sê die span is goed voorberei en gefokus vir die belangrike ontmoeting en verstaan presies wat op die spel is. Die situasie in die groep is uiters gespanne met verskeie spanne wat steeds meeding om die semifinaal plekke. Suid-Afrika moet nie net wen nie, maar kan ook op net 'n loopie tempo staat maak om deur te gaan afhangend van die ander uitslae. Kennis beskryf na die wedstryd as 'n win or go home, waar elke loopie en paaltjie groot gewig dra
in die eindberekening van hierdie groep. Die Proteas het reeds sterke individuele vertonings in hierdie toernooi gelewer en betree die wedstryd met groot selfvertroue, maar ook met die wete dat Bangladesh 'n gevaarlike span kan wees in druksituasies. Wolfhard en haar span sal veral fokus op vroeë paaltjies met die bal, stabiliteit in die kolfbeerd, beheer van die lopietempo en om nie druksituasies te laat eskaleer nie. Met 'n semifinaal plek nog binne bereik, is vandag se wedstryd 'n regstreekse toets van temperament en die uitvoering van die Proteas. Die boodskap uit die kamp is duidelik: geen foute sal toegelaat word nie. Vandag se MotoGP kwalifisering by Assen, Nederland, het Jorge Martin sy klas gewys deur die vinnigste tyd op te stel en die wedren van vooraf te begin. Hy word op die voorste ry gevolg deur sy Ducati spanmaat Francesco Pecco Bagnaia, wat 'n sterk ronde ingesit het om net agter Martin te kwalifiseer. Aprilia het 'n besonder sterk kwalifisering gehad met verskeie van hulle ryers in die voorste groepe, terwyl Ducati se Bagnaia die enigste een was wat regtig saam met die voorste tempo kon aanbly. Martin se poleposisie plaas hom 'n sterk posisie vir hierdie hoofren, maar Bagnaia se konstante wedrenpas beteken dat 'n direkte stryd tussen die twee Ducati-jaars verwag kan word. Kenner voorspel 'n taktiese geveg in Assen. 'n Jong Suid-Afrikaanse rugbyspeler wat deur Grey College gegaan het en onlangs in die Varsity Cup gespeel het, is vir 3 jaar geskort nadat hy positief getoets is vir verbode prestasieverhoogde middels. Volgens berigte is die speler Liam Santos, 'n voormalige Grey College rugbyster en later 'n Varsity Shield voorspeler, deur 'n dissiplinêre proses skuldig bevind en die lang skorsing is daarna ingestel. Die saak het skokgolwe deur skole rugby en universiteitsrugby gestuur, aangesien hy as 'n belowende talent beskou is wat reeds deur rugbystrukture gevorder het van skoolvlak tot die Varsity reeks. Die 3 jaar ban beteken geen deelname aan enige amptelike rugbykompetisies nie, verlies van geleenthede in professionele ontwikkelingsprogramme, moontlike skade aan toekomstige kontrakte en loopbaanvooruitsigte. Rugbykring het weer gewaarsku oor die toenemende druk op jong spelers om vinnig te presteer, wat soms tot swak besluite kan lei. Die voorval beklemtoon ook die streng anti-dopingbeleid in Suid-Afrikaanse rugby op alle vlakke. Dien as 'n harde herinnering dat selfbelowende loopbane vinnig ontspoor kan word wanneer reëls oor verbode middels oortree word. Aryna Sabalenka sal weer een van die groot aantrekkingskragte wees wanneer die 2026 Wimbledon tenniskampioenskappe maandag gaan afslaan. Die wêreld se nommer 1 speler en voorste gekeerde speler begin haar aanslag op 'n eerste Wimbledon enkel trofee en word as een van die gunstelinge beskou om die kampioenskap te wen. Sabalenka het vanjaar reeds 'n uitstekende seisoen beleef en sal probeer om haar goeie vorm na die grasbane van Wimbledon oor te dra. Sy het die kragspel en aggressiewe aanslag om enige teenstander te oorrompel, maar sal sterk kompetisie van spelers soos Elena Rybakina, Iga Swiatek en Mira Andreeva kry. Sabalenka het ook die afgelope week die nuus gehaal nadat sy haar steun uitgespreek het vir pogings om prysgeld en ondersteuning vir laer gekeerde spelers by Grand Slam toernooie te verbeter. Sy sê die fokus is nie net op topspelers nie, maar ook op die welstand van spelers wat sukkel om hulle loopbane te finansier. Die junior Springbokke het 'n duidelike boodskap aan die res van die World Rugby onder 20 kampioenskap gestuur met 'n oorweldigende 104-7 oorwinning oor Uruguay in Tbilisi, Georgia. Suid-Afrika het van die afskop af die tempo bepaal met 'n hoë druk, vinnige balverspreiding en fisieke oorheersing in kontak. Die eerste 3 het vroeg gekom toe die Suid-Afrikaanse agterlyn Uruguay se verdediging oopgesny het. Daarna die voorspelers begin domineer met sterk dryfspel en lynstaande naby die doellyn. Uruguay het gesukkel om balbesit te behou en is herhaaldelijk teruggedwing op die verdediging. Teen die halftyd was die wedstryd feitelik reeds beslis met Suid-Afrika wat 'n 50-0 voorsprong opgebou het. Na rustyd het die junior bokkies net aangehou versnel. Die Suid-Afrikaanse agterlyn het meer ruimte gekry en het klinies benut. Goeie ondersteuningslyne en vinnige hernuwing van balbesit het tot 'n reeks 3 gelei. Uruguay het net 1 troostdrie gedruk, maar was verder heeltemal oorrompel. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sê jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1325, Polokwane 721, Lephalale 923, Mbombela 926, Mahikeng 921, Pretoria 28, Johannesburg 1019, Ermelo 418, Galagari 1324, Gaborone 1122, Richards Bay 1630, Pietermaritzburg 1125, Durban 1527, Port St Johns 1530, Pongola 1230, Maputo 1728, Bethlehem 415, Bloemfontein 718, Allewal Noord 818, Welkom 1819, Vryburg 922, Kimberley 1022,
Appington 1323, Prieska 1221, Springbok 8 en 13, Karasburg 1020, Keetmanshoop 1120, Mariental 1023, Alexanderbaai 13 en 19, Brandvlei 921, Loederitsbaai 12 en 19, Vredendal 1118, Kaapstad 1216, Sutherland 6 en 12, George 1122, Jeffreysbaai 1426, Gebarra 1527, Graaff-Reinet 10 en 20, Kapogalas 1018, De Aar 918, Molteno 5 en 14, Beaufort Wes 12 en 20, Oos-London 1728, Mabalane 29 grade Celsius. Ons verkorte weerberig vir vandag, die Weskaap bewolk, koud en nat met wyd verspreide reën, sterk winde langs die kus en plaaslike oorstromings is moontlik in dele van Kaapstad en in die Wynlande, die Noord-Kaap koud tot koel, baie winderig in die suide met ligte reën moontlik in die Namakwa gebied. Die Oos-Kaap meestal sonnig en koel tot warm, maar later bewolk in die suidweste. Vrystaat mooi weer met koel en koue toestande, veral in die vroegoggend. KwaZulu-Natal sonnig en aangenaam, maar koel vroeg en laat. Gauteng mooi en koel met koue toestande in die suide. Mpumalanga koel tot koud, oggendbewolking in die Laagveld. Later sal dit mooi weer wees. Limpopo provinsie sonnig en aangenaam tot warm met koel oggendtemperature. Noordwes mooi weer en koel tot aangenaam deur die dag. Die uitsig: 'n sterk koue front tref vandag die Weskaap en sal vanaf Maandag koue en nat winderige toestande verder oor oostelike dele van die land versprei. Gedagte vir die dag: moenie moed verloor wanneer dinge nie volgens jou planne verloop nie. Mag vandag vir jou 'n dag van hoop, vrede en nuwe krag wees. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag word vir almal toegewens.